Môre geliefde, welkom op hierdie nat Vrydagoggend. Sien. Jesus sien almal en alles raak. Jy gaan lees in Numeri 2 vers 31. Dan ontdek ons dat die stam van Dan heel laaste moes kamp opbreek. Hulle moes die agterhoede van die ander 11 stamme van Israel dek. Ek hoor baie keer by huisvrouens, ag, ek is eintlik maar niks, ek is maar net 'n huisvrou. Wow, kom ons stop net daar. Besef jy dat jy een van die heel belangrikste take in die wêreld het? Besef jy dat jy erken moet word vir wat jy doen? Kom ons gaan kyk maar na Maria, wat 'n huisvrou was, maar wat God se seun in die wêreld moes bring. God se seun moes oppas, moes onderrig, moes versorg. En daarom dan in Lukas 14 vers 46 en 55 het God haar geseën en haar gekies om die baba Jesus, wat hulpeloos was, te versorg. Geseënd, gaan lees maar, is jy. Daar wag dalk 'n groot verrassing eendag, as die pryse in die hemel uitgedeel word. Die maas, wat kinders moes grootmaak, die biddende oumas en mammas, die vroue wat agterbly terwyl die manne moet uitgaan en oor see gaan werk, alle moontlike maniere vandag om hulle gesin te versorg. Ons weet dit raak moeilik. En die eer wat ons moet bring aan hulle, wat eintlik so min vra. Geliefde vrou, jy is kosbaar. En nou lees ons hierdie teks vanmôre, en gaan lees gerus hierdie gedeelte in Matteus 25. Maar die koning sal vir hulle sê, amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Ja, maar hoe? Waar was u? Hoe het ons u geklee? Hoe het ons u gevoed? Jesus, geliefde, sien almal raak. Beer vorentoe. Jou beloning is groot, nie op die aarde nie, maar in die hemel. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig,
Here Jesus, ek weet verseker, U sien alles, en U kyk niemand mis nie. Amen. Mag jy so saam met my geliefde 'n lieflike dag hê.